op die plaas waar ek groot geword het, was baie ondergrondse water. Ons was nie langs 'n rivier nie, daar was nie 'n dam op die plaas nie. Maar die ondergrondse water het gemaak dat ons nooit sonder water was nie. Maar dan kry mens plase in die droogte soos in die Karoo wat so afhanklik is van reën. En in reëntye dan word die damme vol en is daar oorvloed. Maar dan is daar net so baie droogte tye. En wat hulle sukkel sonder water. Nou hierdie illustrasie wys vir ons op 2 maniere hoe die Gees van God werk. Toe Jesus vir sy disippels sê, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hulle moes wag. En op 'n dag, toe word die Gees uitgestort. En daar was bewing, en daar was wonders. En niemand kon twyfel nie, oor dat die Gees van God op hulle neergekom het. Nou in baie tye hoor mens in herlewingstye dat dit dieselfde geval is. Dat die Gees van God op dieselfde manier neerkom op mense soos in Pinkstertyd. Maar dit maak nie dat dit al maniere is hoe die Gees van God woning maak binne ons nie. Die stille rivierstroom, die onderwaartse bron, die fontein. Daardie fontein wat Jesus sê sal nooit opdroog nie. En elke dag is daar nie vloede nie, maar is elke dag genoeg water vir die dag. Die Gees vul ons nie net soos in Pinkster nie, maar soos ook in elke dag. Dit beteken nie dat dit nie minder is as in die Pinkstertye nie. Dit beteken dat soos wat ek elke dag van die water drink, ek gevul word met die Gees van God, sodat ek daar in die Gees kan wandel. Dan vra ons maar, hoekom sien ons nie die verskil in ons lewens nie? Hoekom beleef ek dan nie die Heilige Gees? Hoekom beleef ek nie gebedsverhoring nie, soos wat ek sou wou nie? 'n fontein wat vol gemors is, het die plek vir water nie. Baie kere is daar soveel vleeswerke in ons lewe, sodat die Gees van God nie ons wese kan vul nie. Die pad saam met Christus is 'n eensame pad, is alleen pad, is die smal weg, nie die breë weg nie. En is op hierdie smal weg, alleen tyd met God, wat ek groei in heerlikheid. En hoe meer en meer ek in gehoorsaamheid toelaat, dat God deel met die vlees in my lewe, meer en meer sal dan ek weet, dat die Gees van God nou deur my kan vloei en deur my kan werk. Die herlewingstye, daai water is wonderlik. Maar wanneer daai mense nie sou ook elke dag vars in die Gees van God wandel nie, word daai water gedaan. Ons is nie minder af as ons nie sulke belewennisse het nie. Dit gaan nie oor die belewenis nie, is wonderlik as ons dit sou hê. Maar dit gaan oor dat ek elke dag bewus is van die feit dat ek vlees is en bewus is van die feit dat ek Christus nodig het. En dat ek moet toelaat dat hy deel met my vlees in gehoorsaamheid. Ek moet 'n begeerte hê om toe te laat dat die Gees in my werk. Ek moet 'n begeerte hê om te wandel in die Gees en nie in die vlees nie. En dan doen die werk, God die werk in my. En hoe meer en meer ek fokus Gees en nie vlees nie, hoe meer en meer sal ek besef hoe God
deur my werk. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dankie vir hierdie wonderlike belofte wat U gegee het, die koninkrykslewe binne in my, die geheimenis van hierdie eeu, die Gees van God wat binne in my woon. Maak my meer en meer bewus van vlees wat moet sterwe, sodat die Gees kan lewe. Gee vir my daai honger, gee vir my daai behoefte, om te wandel nie na vlees nie, maar te wandel na Gees, in Jesus se naam. Amen.